Goed, ons groet hier vanuit Lofdal gemeente, is dit lekker om die woord van die Here nie te bedien. En ek wil graag vanaand 'n bietjie met u praat oor die uitleg van die boodskap van die saaier. Ek glo dat almal van ons wat hier sit vanaand en selfs u wat oor die televisie luister, het al die volledige uiteensetting van die saaier gehoor, maar daar's 'n paar dinge in die gedeelte wat my baie diep getref het en wat ek ook graag vanaand met u wil deel. Maar het gaan basies in die gedeelte van Matteus 13 vanaf vers 19 waar Jesus sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is, dis hy by wie daar langs die pad gesaai is. Nou, ek wil eintlik maar vanaand by hierdie gedeelte stil staan vanweë die tyd, net om 'n bietjie rondom hierdie gedeelte met die te gesels. En ek wil graag die teksgedeelte gebruik uit Matteus 13 vers 3b, waar die woord van die Here sê dat die saaier het uitgegaan om te saai. Nou ons weet vanaand dat die Here Jesus is die saaier, hy is die woord. Ons weet dat hy op die aarde gekom het en dat hy die woord verkondig het. Psalm 103 sê vir ons hierdie woorde dat ons geseënd is en dat die Here sy heerlikheid en sy grootheid wil openbaar en dat ons daardeur die grootheid van die Here wil verklaar en die grootheid van die Here wil bekendstel. Maar nou kom die Here en hy praat in hierdie gedeelte en hy sê dat die saaier het uitgegaan. Nou die saaier kan vanaand beteken dat dit enige persoon is soos wat Jesus die woord bedien het, dat dit vanaand die verkondiging is van die woord van die Here, of jy dit oor televisie hoor, of jy dit oor die radio hoor, of in die kerk vanaand hoor, is dat die saaier gaan uit vanaand en hy saai die woord van die Here. Daarom is dit baie belangrik in hierdie gedeelte wat my baie diep getref het, was dat die Bybel sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor en dit nie verstaan nie. Nou wanneer jy gaan kyk na die betekenis van daardie woordjie nie verstaan nie, dan beteken dit iemand wat nie ernstig is oor die woord van die Here nie. Vir wie dit nie baie belangrik is, wanneer die woord van die Here uitgaan nie. En dis eintlik wat daai gedeelte beteken, is soos, wanneer die woord van die Here op die sypaadjie gesaai word, dat dit geen effek nie, dit lê daar, en dan sien ons die vergelyking wat die Here hier noem is, dat die voëls van die hemel kom en hy tel die saad op, en hy neem die saad weg. So dit is baie belangrik dat ons verstaan, dat wanneer die woord van die Here bedien word, dan is dit die rema woord van God, wat tot ons gebring word. Jy sien, die belangrike ding is dat ons moet verstaan en ons moet ernstig wees wanneer die woord van die Here bedien word. Die woord van die Here kan vanaand vir verskillende mense in hierdie gehoor, en selfs u wat oor die televisie luister, verskillende betekenis hê. Kom ons kyk net vanaand, miskien iemand wat ongered is, en vanaand word die evangelie miskien oor die radio of oor die televisie of deur iemand verkondig, en dit gaan oor die redding van 'n kosbare siel, en in daardie oomblik wanneer u die woord van die Here hoor, dan moet u ernstig wees oor die woord van die Here wat tot jou kom. Met ander woorde, ek moet nie 'n gees hê wat nie aandag gee nie. Ek moet op daardie plek kom waar dit vir my belangrik is wanneer die Here met my praat deur sy woord. Dit kan miskien iemand vanaand wees wat hier sit of oor die televisie luister, wat verlossing of bevryding in die lewe nodig het. En nou word die woord van die Here bedien deur een of ander pastoor. Hy bedien die woord van bevryding of die woord van verlossing. Daar's een of ander area in die geestelike lewe waar hy gebind is. Maar die oomblik wanneer hy die woord van die Here bedien, dan is daar die woord, die lewende woord van God, die rema woord, wat aan die bedien word. Hebreërs 4 vers 2 sê dit so pragtig. Hy sê dat die evangelie is aan ons, aan hulle verkondig, net soos aan ons. Hy sê maar dat hulle niks gebaat het, want die woord was nie met geloof verenig nie. Met ander woorde, ek kan die woord van die Here hoor, maar ek het nie noodwendige ingesteldheid, of dit is nie noodwendig vir my belangrik nie, daarom gaan die woord van die Here by my verby. Ek kan onthou by 'n geleentheid, het my pa gesê, so baie mense het al gospel proof geword, hulle het al so baie keer die woord van die Here gehoor, dat hulle nie meer aandag gee om te hoor wat die Here tot ons harte wil spreek nie. Nou my vraag wat ek graag vir u vanaand wil vra, en wat ek in my eie hart probeer uitwerk het, is dat wanneer 'n mens op 'n plek in jou geestelike lewe kom, waar jy nie meer ernstig is nie. Nou, daar kan baie dinge wees wat dit veroorsaak. Ek wil vanaand glo dat biddeloosheid is een van die grootste kankers in 'n mens se geestelike lewe, wat veroorsaak dat 'n mens nie meer ernstig is nie. Jy sal agterkom, hoe meer jy bid, hoe sterker word die teenwoordigheid van die Here in 'n mens se lewe, en hoe belangriker word dit om te doen wat die Here van ons vra om te doen. Maar jy weet, daar is sekere dinge wat met 'n mens kan gebeur, en sekere dinge wat plaasvind in 'n mens se geestelike lewe, wat stelselmatig veroorsaak
dat ek kontak met die Here verloor. En dan is dit nie meer vir my belangrik nie. Met ander woorde, die woord van die Here kom tot my. Die Here praat met my oor heiligmaking. Die Here praat met my dat ek my koers of my rigting moet verander. Maar ek sit daar en ek hoor dit nie, want dit is nie vir my belangrik nie. Ek het dit baie keer by kinders gesien in sekere huise. Dan sal jy agterkom dat die kinders speel rond, hulle maak en klim bo op die bank en bo op die yskas en hulle klim bo op die televisiekas en oral. Dan praat die ouers met daardie kinders, maar hulle steur hulle nie aan hulle ouers nie. En die vraag is wat 'n mens jouself moet vra, waarom is dit so dat hierdie kinders hulle ouers nie ernstig ag wanneer hulle praat nie? Is daar miskien 'n moontlikheid dat as gevolg van die feit dat die ouers al so baie beloftes gemaak het en nie noodwendig gedoen het wat hulle beloof het, dat hierdie kind weet nie meer wat sy pa bedoel nie? Sy pa vir hom sê nee, weet nie dis nee nie. Daarom is dit belangrik en ons weet dat God is 'n waarmaker van sy woord. God praat nie maar net nie. Maar wanneer God praat, dan bedoel God wat hy sê. Maar ons moet daar die woord wat tot ons kom, of dit nou vanaand genesing is. As jy sit voor hierdie televisie en jy nodig dat God 'n wonderwerk in die lewe doen, dan kom hierdie Rema woord vanaand, dat God is nog steeds die groot geneesheer, maar nou moet ek my geloof verenig met die woord wat uitgaan. So baie mense gooi dit weg. So baie mense nie ernstig, dat my al die dink aan die tannie wat in my gemeente was daar in die 80er jare. Toe ek met haar gepraat het, sy het krepel geloop en ek het met haar gepraat, dat die Here kan haar gesond maak. Toe sê sy my, nee pastoor, moet asseblief nie vir my bid nie. Hierdie been hou my naby aan die Here. Nou is nou met my saamstem, dat as daar die been haar naby aan die Here hou, sal dit vir my onmoontlik wees, dat sy haar geloof gaan verenig met die prediking wat ek vir haar bring, want sy glo, dat daar die been hou haar naby aan die Here. Nou, ek wil graag vir u sê, dat ek glo, as ware, wedergebore, bloedgewaste, geesvervulde kind van die Here, het ons nie krankheid nodig om ons naby by die Here te hou nie. Ons het die Heilige Gees nodig. Die Bybel leer ons dat die Heilige Gees aan ons leer en lei in alle waarheid. So die God het 'n middel geskep op die aarde wat in ons kan werk om te wil na sy welbehae, maar ons moet hom toelaat. Daar moet 'n ingesteldheid of 'n sensitiwiteit in my lewe wees, dat wanneer God met my praat, ek kan onthou in my eie lewe, ek het maar, miskien het u nou nie 'n probleem nie, miskien het van die pastore die probleem, dat om oor die spoed te ry, dit was vir my 'n geweldige groot uitdaging. En ek het so baie keer, en ek sal nooit vergeet, ek het so 'n Audi gehad daai jaar, en agter op daai venster het gestaan, Jesus is Lord. En ek het al die gewoonte gehad, as my vrou slaap, dan vlieg ek hoog. En weet ek, sy kan nie sien hoe van ons ry nie, en sy gaan ook niks sê nie. En by 'n geleentheid so op pad Durban toe, en ek, sy het toe besluit dat die slaap oomblikie het nou aangebreek, en toe ek nou agterkom dat sy nou mooi weggeraak, toe voel ek so, ek moet nie sê, ek voel net iets, sê vir my, dit is nou geleentheid om so 'n bietjie voet neer te sit. En terwyl ek so lekker ry en ek voel so opgewonde oor hierdie kar wat so lekker kan hardloop en so meer, toe praat die Here met my. En die Here sê vir my, Tini, maar jy's nie 'n mooi voorbeeld. En ek skrik so groot, ek val amper uit my eie kar uit. Ek sê, Here, wat bedoel hy? Die Here sê vir my, agter op jou venster staan geskryf, Jesus is Lord. Met ander woorde, my belydenis is eintlik dat die Here van my lewe is. En ek ry soos 'n hooligan. En ek kom ek sê, daai oomblik het ek dadelik besef dat, nou moet ek onmiddellik stadig ry, en die Here gevra dat die Here my sal vergewe. Maar jy weet, dit is hoe die Here met ons praat, en baie keer gebruik die Here omstandighede, om deur omstandighede met ons te praat, en baie keer kom die Here deur sy gees, of deur sy woord. Ek kan onthou, so dikwels dat mense my sê, pastoor, ons het spesiaal iemand genooi, om saam met ons kerk toe te gaan, en toe het hy nou in die kerk gesit, en na kerk toe was hy baie kwaad vir my, want hy sê vir my, jy het alles vir jou pastoor gaan vertel, want toe hy gepreek het hy alles gesê wat in my lewe verkeerd is, en jy weet het. Nou kom ek sê vir die, dis die Here wat met hom gepraat het, en al wat ons eintlik moet doen is om ons geloof te verenig met dit wat die Here met ons oor praat. Daarom moet ons 'n ingesteldheid hê, wat wanneer ons in 'n diens kom, of wanneer jy na 'n boodskap luister, oor die radio of die televisie, hoor wat wil die Here vir ons sê, sodat ons kan aandag gee en sê, baie keer is dit miskien iets kleins in 'n mens se lewe, miskien het ons 'n bietjie koud geword in ons lewe, of miskien ons gebedslewe het verkoud, want jy sien dat die Here kan op soveel verskillende maniere met ons praat, miskien oor ons gebedslewe, oor miskien ons getuienis wat ons moet uitleef, of wat ter saak dit ook al mag wees, dan kom die woord van die Here, en dan praat die Here met ons. Maar dan moet ek op daardie plek kom, waar ek sê, Here, U moet vir my help, dat ek 'n ingesteldheid sal ontwikkel,
om te doen wat die Here van my vra en wat die Here van my verwag. Ek dink die belangrike ding wat ek graag vanaand eerste wil sê, dat ek glo om hierdie dinge in 'n mens se lewe te herstel, is dat ons moet begin om ons gebedsaltare te herstel in ons huise en in ons lewens. Dis een van die dinge wat baie verwaarloos word in die tyd waarin ek lewe, as gevolg van die feit dat ons besig geword het en dat die televisie 'n groot deel van ons lewe oorgeneem het. Maar weet jy, terwyl ek oor dit gedink het, toe dink ek daaraan dat hoeveel tyd het Jesus spandeer in gebed en wat was die effek geweest nadat hy gebid het, wat het plaasgevind? En wat ek ontdek het in my eie lewe, dat hoe meer ek bid, hoe sterker word ek bewus van die teenwoordigheid van die Here. Hoe sterker word ek bewus dat ek ernstig met God wil raak. Dis my so asof wanneer 'n mens bid, asof God se heerlikheid oor jou bring, wat 'n sterk heerlikheid van die Here se bewustheid in 'n mens se lewe bring, wat jou daarop attent maak dat die Here nog dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid is. So kom ons begin ons gebedslewe en ons altare herstel. In Johannes die 4de hoofstuk vers 24 sê die Here Jesus so pragtig vir die vrou wat hy ontmoet het daar by die put van Jakob. Sê die Here daar kom 'n uur en dit is nou, want die ware aanbidders hom in gees en in waarheid sal aanbid. En daarom wil ek hier aanmoedig, vriende, dat ons as kinders van die Here nie maar net sal bid om dit net 'n gewoonte te hê, en dat ons sal sê dat ek het ten minste 'n halfuur gebid en is wonderlik, of 'n uur gebid. Maar jy weet, iemand het dit eendag so mooi gestel dat hy het nog nie 2 ure aan mekaar gebid nie, maar daar was nog nie 2 ure wanneer hy sonder gebed was nie. Ek glo dis 'n gebedsleefwyse om in die teenwoordigheid van die Here te leef. En nie noodwendig net te bid vir Here maak so en Here doen so en ag Here moenie dit vergeet nie en ag Here u moet tog nie daai vergeet nie. Hoe ek sê vir julle dat ek glo daar is 'n groot mate van bevryding en die heerlikheid van die Here wanneer ons God aanbid in gees en in waarheid. Wanneer ons hom sal loof en prys vir sy goedheid, sy genade, sy wonderlike liefde wat die Here elke dag aan ons openbaar. As ek vanaand so hoor, hierdie gehoor kyk en miskien nie wat vanaand oor die televisie luister, en jy kyk na al die goeie dinge wat die Here vir jou doen in jou lewe. Dit is my so pragtig dat die Psalm skryf dit so mooi stel wanneer hy sê, loof die Here oor my siel en alles wat binne is. Hy sê, en vergeet geen een van sy weldade nie. Ons moet nooit vergeet wat die Here vir ons elke dag doen. Dit bring in ons 'n dankbaarheid teenoor die Here. Dat ons elke oomblik die Here kan loof. U mag vanaand vir my sê, ja pastoor, maar daar's baie dinge wat ek nog graag wil hê. Maar ek wil vanaand vir u sê, daar's baie dinge wat jy reeds uit die hand van die Here ontvang het. En as ons in dankbaarheid vir die Here om lof bring en prys en aanbidding bring, gaan jy agterkom, daar kom 'n bewustheid van die Here in 'n mens se lewe. Dit herstel daardie waardesisteem in 'n mens se lewe. As jy gaan in daai gedeelte, en ek gaan nie by die ander stil staan vanaand, die rotsagtige plek en waar die dorings en die dussels en so meer is nie, waar die woord van die Here van praat. Maar in die 23ste vers sê die woord van die Here, en hy by wie op goeie grond gesaai is. Luister nou baie mooi. Dis hy wat die woord hoor en verstaan. Met ander woorde, hy wat die woord hoor en wat ernstig is. Hy wat wanneer God met hom praat, agslaan. Ek sien in die Ou Testament so dikwels dat daar word geskrywe dat hierdie koning het koning geword oor Israel. Maar hierdie koning was ongehoorsaam aan die Here gewees. Hy het nie aggeslaan op wat God met hom praat nie. En ons sien die tragiese nagevolge as gevolg van die feit dat die persoon nie aggeslaan het en nie ernstig was wanneer God met 'n mens praat. En vriende, ek wil vanaand dit aanbeveel dat ons weer op daai plek sal kom waar ons regtig sal begin om die Here te loof en die Here te prys en om te aanbid in gees en in waarheid, die naam van die Here groot te maak. Ek sien in Handelinge die 1ste hoofstuk in die 14de vers sê die Bybel dat hulle het volhard in die gebed en die Heilige Gees het in Handelinge 2 vers 4 oor hulle vaardig geword. En ek kan vir jouself vanaand dink die vreugde en die blydskap en die krag en die oorwinning wat hierdie mense ontdek het, toe die Heilige Gees vaardig geword het. Hulle het in hemelse tale gepraat. Kom ek sê vir jou, hoe kan 'n mens in 'n hemelse taal praat en nie God bewus wees nie? Hulle het in die heerlikheid van die Here ervaar. Die Bybel sê tonge soos van vuur het op hulle neergedaal. Hoe kan 'n mens in die teenwoordigheid van God wees en nie God bewus wees? Dit maak jou ernstig met die Here. Hulle het die naam van die Here groot gemaak. Jy weet my so wonderlik is, dat hulle het soveel krag en soveel vreugde uit die Here ontvang, dat hulle uitgegaan het, hulle het oral gepreek. Jy sal onthou dat daar groot vervolging in daai tyd was, hoe dat Nero probeer het om hulle dood te maak. En het later moedeloos geraak, hulle sê hierdie ouens, dis nie lekker om hulle dood te maak nie, want hulle geniet dit as ons hulle dood maak. Dis vir hulle lekker. Ou Polycarpus sê, vir 86 jaar lang het die Here vir my niks anders as goed gedoen nie, waarom sal ek nou verloon?
Dogtertjie van 11 jaar, staan daar in die arena terwyl hulle hongerleeu's oopmaak, en sy steek haar handjies op na die hemel toe, en sy dank en loof en prys die Here, dat sy die voorreg het om te sterf, ook so wat Jesus vir haar gesterf het. En ons sien dat hierdie mense het dankbaarheid en krag gehad. Kan ek vir u sê, ek sien dit ook in die lewe van Stefanus. Ek sien dit dat terwyl hy in hierdie omstandighede was waar hy gemartel was, waar daar klippe op hom neergereën het die heerlikheid van die Here oor hom gekom, het hy die hemel gesien wat geopen is, as gevolg van sy verhouding met die Here. Die tweede ding wat vir my baie belangrik is, wat ek glo wat 'n mens kan help, om die teenwoordigheid van die Here te herstel in 'n mens se lewe, naas gebed, is dat 'n mens sal begin om Bybelstudie te doen. Weet die mense, daar is regtig baie mense wat baie min van die Bybel weet. En dis ek wil nou nie 'n oordeel op u bring, selfs die wat luister nie, maar vriende, dis belangrik, onthou 'n ou by 'n geleentheid ook om met hom gepraat het, hy sê, pastoor, dit staan ons in die Bybel geskryf, as die son sak in die weste, is die leier op sy beste. Ek het dit laas op skool geleer. Maar weet nie, vriende, dit is so belangrik, dat Jesus het die woord van die Here gebruik om die duiwel op sy plek te sit. Hy het gesê, dit staan geskrywe. En daarom moet ons Bybelstudie doen. Ek glo dat ons moet tyd spandeer met die woord van die Here. Weet baie keer, maar die mense oor praat, dan kom jy agter dat hulle weet nie wat in die Bybel staan nie. Ek kan onthou daar nie, in 1984 het ek 'n man ontmoet, hy was 'n diamantsmokkelaar gewees, en op 'n stadium het hulle van sy ranners doodgeskiet, en toe het hy later, die polisie vir hom 'n val gestel, en toe het hulle hom gevang, en toe het hy in die gevangenis gesit, en toe het hy later 'n plaas gekoop. En hierdie persoon, toe ek by hom kom, sy predikant het hom weggejaag, die pastoor het gesê, hy is duiwelbesete. Maar weet jy, toe ek by die man kom, toe kom ek agter, hy weet nie wat in die Bybel staan nie. Hy is kwaad vir die Here, hy wil by my weet, hoe kry 4 ouens die Noag se ark gedra? Ek sê vir hom, nou waar lees jy dit? Toe sê, weet jy nie, daar is 'n verskil tussen die verbondsark en Noag se ark? Nou mense, kan jy vir jouself dink, wat kan die duiwel met jou doen as jy nie weet wat in die Bybel staan nie? Daarom is dit belangrik, God het sy woord uitgestuur om hulle gesond te maak. Psalm 107 vers 20, en hy die kuile uitgered. Hy het sy woord gegee as 'n hamer, om soos 'n rotstuk in te slaan, die woord as 'n tweesnede swaard om deur te dring, die skeiding van siel en gees, gewrig te maak, 'n beoordelaar vir die oorlegging van die mensehart. Die woord van die Here is vir ons gegee, maar ons moet dit bestudeer. Ek het baie keer gedink, as ons nou miskien geen vernuf aanleer om oorlog te maak teen, en hier kom ons by mekaar, ons gaan oorlog maak, en Willem het sy oorlogsklere aan, en ek het my oorlogsklere, maar tog asseblief met 'n Land Rover, kom nie maar jy het jou oorlogsklere aan, en ons is gereed, en ons gaan nou oorlog maak, en my swaard, of my AK-47, wat ook al het, hang hier, en ek het 'n swaard hier, en al my goed is aan, en jy vra vir my, pastoor Tini, wat gaan jy doen? Sê ek, nee, ons gaan nou oorlog maak, en die volgende ou dink 'n bietjie verder as dit, hy sê vir my, maar hoe gaan julle dit doen? Sê ek, wel, ek weet nie, ons gaan oorlog maak. Ek wat self dink, dit gaan nie so werk. Die wapens van ons stryd is nie vleeslik, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Maar jy moet jou wapen ken. En kom ek sê vir die belangrike ding is juist om op daardie plek te kom waar ek in verootmoediging voor die Here neersak, sodat die Heilige Gees vir my in die oomblik wanneer ek dit nodig het, dat die Here vir my hierdie swaard sal lewendig maak. Ek weet dat u dit al ervaar in die eie lewe, dat wanneer jy met iemand deel, is daar 'n onuitputlike bron van God se kennis en heerlikheid wat die Here aan jou beskikbaar stel, en terwyl jy praat, kom jy agter, maar dis eintlik die Here wat deur my praat. Maar dis belangrik. Dr. Lemmer Du Plessis het altyd gesê vir ons studente, dat jy moet voorberei, asof die Here jou nie gaan help. Dink net vir jouself, jy moet voorberei, asof die Here jou nie gaan help. Sê maar net, spring op die kansel, en sê so 'n paar goedjies nie. Jy moet voorberei, asof die Here jou nie gaan help. En hy sê, en wanneer jy bedien, moet jy bedien, asof jy nie voorbereid nie. So afhanklik moet jy wees van die Here. Daarom is dit belangrik, vriende, ek wil u aanmoedig, dat die oomblik wanneer 'n mens weer die stem van die Here hoor, die woord van die Here, in Johannes 1, is so 'n pragtige gedeelte waar hy praat van, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En hierdie woord is vanaand tot ons beskikking, dit skyn in die duisternis, en die duisternis kan nie oorweldig nie. Maar ons moet besig raak met die woord van die Here. Dit beteken nie dat ek 'n Bybel in my huis moet hê nie. Dit beteken eintlik dat dit in my hart moet hê. Psalm 109 vers 11 sê, Here, help my dat ek u woord in my hart sal bære,
dat ek nie sal sondig nie. Kom ek sê vir u, die woord van die Here maak jou God bewus, want daar is salwing op die woord van die Here. Ek het dikwels gevind, en jy het dit al ook seker ervaar, dat baie keer wanneer jy duiwels uitdryf, en jy vat 'n Bybel, en jy sit op die duiwel besete, en dan skree iemand het eendag, kan onthou, pastoor Louis die Jager, by 'n geleentheid, het hy 'n persoon gehad, wat demonies besete was, hy sê, en hy voel, hy het baie Bybels in sy studeerkamer, hy sê, en hy voel, die Heilige Gees sê vir hom, pak die Bybels op hom, hy sê, en hy lê daar op die grond, en die manifesteer, en hy pak so 'n paar Bybels, hy sê, die volgende oomblik, hy skree daai persoon verskriklik, en hy sê, haal die Bybels af, dit brand my, kom ek sê vir u, dis die lewende woord van God, halleluja, vir die kind van die Here bring dit lewe, bring dit krag vir elkeen wat hom verootmoedig, maar vriende, as ons dit wil herstel in ons lewe, dat ons wil ernstig raak met die Here, moet ons die plek kom, waar ons begin om die huisaltare, die gebedsaltare te herstel. Kom ek sê vanaand vir u, dat ons moet tyd maak vir die Here. Bybel sê, koop die tyd uit, want die dae is boos. Ek gaan agterkom dat elkeen van ons het dieselfde hoeveelheid tyd. Die bestuur van ons tyd is baie belangrik. Want die wêreld en die lewe het 'n situasie om jou in te ruk in 'n momentum, waar jy baie dinge doen, en soos wat baie mense van jy sê, pastoor, weet jy wat, 'n hele week gaan by my verby, dan kom ek agter, ek het omtrent nog nooit met die Here gepraat nie. En daarom het ons geleentheid gebruik. Tweedens, dat ons sal begin om 'n Bybelstudie te doen. Ek sê baie keer vir mense, en ek wil vir u aanbeveel ook, u wat hier sit, jy weet, baie ouens gaan lees die boek Openbaring, en dan bel hulle, pastoor, wat is hierdie beteken? Kom ek sê vir u, begin by die eenvoudige, begin by die evangelie van Johannes. Begin by Johannes 1, en lees hom deur, en kyk wat wil God met jou praat in Johannes 1. En as jy onklaar is, vat Johannes 2, vat Johannes die 3de hoofstuk, vat Johannes die 4de hoofstuk, wat ons vanaand gekwoteer het, waar die Here by die vrou op die put van Jakob, Johannes die 5de hoofstuk, die 6de hoofstuk, sien dat Jezus die brood van die lewe geword het, hoe dat hy die goeie herder is, in Johannes die 10de hoofstuk, en so gaan het aan, hoe dat die Here homself aanbied, as die een wat omgee, en wat belangstel, en wanneer jy dit lees, vra vir jouself, wat wil die Here vir my uit hierdie gedeelte sê, en dan vat jy dit, en bære jy dit in jou hart, dan sal jy agterkom, daar gaan 'n Godbewustheid wees, want hoe meer kan 'n mens Godbewus wees, as wat jy die woord van God in jou bære, as die woord van die Here in gebed, is om te praat met die Here, die suurstof van jou geestelike lewe is gebed, maar die woord van die Here wat rigting aanwysend in 'n mens se lewe is, dat ons dit elke dag sal doen. Matteus die 7de hoofstuk, daarby wil ek afsluit, kom die Here Jesus en hy sê die woorde, hy sê elke persoon wat my woorde hoor en dit doen, sal vergelyk word met 'n verstandige mens, wat sy huis op 'n rots gebou het. Die storms van die lewe sal ook kom, dit sal teen jou huis aanslaan, maar kom ek sê vir jy, as die storm verby is, sal jou huis bly staan, maar dit is op die woord van die Here gebou. Ja, daar gaan baie probleme kom in die wêreld waarin ons lewe, maar dank God, dat hy gaan ons deurdra, want hy wat in ons is sterker en groter, as hy wat in die wêreld is. Maar begin om dit te doen, kom ek sê vir jy, die oomblik, wanneer jy dit gaan begin, dit gaan dalk nie lekker wees nie, want jy weet, die oomblik as jy bid, dan lei die telefoon, die oomblik as jy met die Bybel besig raak, dan by die hond, die kind, sulke goed, maar kom ek sê vir jy, die oomblik wanneer jy dit gaan doen, gaan jy agterkom dat God gaan sy woord salf, en hy gaan salf daar waar jy bid, want daar is salwing, want dit is goed wat die Here in opdrag gegee het, en wanneer die salwing van die Here neerkom, gaan daar 'n Godbewustheid by jou wees, wat 'n sterk verteenwoordiging van die Here in jou lewe gaan wees, en dit gaan die oorsaak wees, dat jy nie die woord van die Here gaan hoor, maar dat jy ernstig sal wees oor die woord van die Here. Amen. Prys die Here, ons gaan, ek weet nie eens bid vanaand tyd om te bid op hierdie gedeelte nie, maar prys die Here vir sy woord wat uitgaan.